Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se Saamwees. Ek wil vanoggend so 'n bietjie met julle gesels oor die liefde. Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Ons dink saam oor die liefde. Nee, dis nie die 14de Februarie nie. Nee, jy het nie vergeet dat dit Valentynsdag is vandag nie. Vandag wil ons sommer net praat oor die wese of die essensie van liefde. En dis nie noodwendig romantiese liefde nie, maar om te sê, hoe lyk die liefde waarvan ons as gelowiges se lewe moet getuig? Ek het in die week hier by ons in die gemeente 'n troostdiens gehad en een van die tekste wat die familie vir my gegee het en gesê hierdie teks was vir ons ma spesiaal was uit Spreuke 3 uit. En so gaan ons en ons doen moeite om te lees oor Spreuke. Wat verstaan ons onder Spreuke en hoe wat hierdie spesifieke gedeelte? En toe is dit so kosbaar dat een van die kommentare het so mooi gesê dat die Spreuke in die boek, die Spreuke van Salomo, die Spreuke in die Bybel, gaan uit en uit daaroor om iets van die individu se lewe te sê en die impak daarvan natuurlik op die lewe van ander. Is dit nie spesiaal nie? En dan dink ons oor liefde. Dan dink ons oor God wat ons eerste lief gehad het, nê. Ek lees saam met julle 'n gedeelte uit Spreuke 3 vers 3. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam en maak dit deel van jou lewe. Nou goed. Dit beteken dat ons, as ons die liefde en die besonder ook die liefde van God in ons lewe ervaar het, as ons besef dat hy ons eerste lief gehad het, mag ons iets van die liefde ook mag dit gestalte vind in die manier hoe ons mense hanteer. In die manier hoe ons met mekaar praat, in die manier hoe ons ook dinge doen. Mag dit so wees, dat die Here jou mag seën met die liefde wat ook in sy hart is. Die liefde is om kwesbaar te wees. So sê C.S. Lewis. 'n liefdevolle hart is die ware wysheid. Charles Dickens. Natuurlik skryf Moeder Teresa. Sy sê op 'n stadium, ek het die paradoks ontdek, dat ek lief het, totdat ek seer kry. En dan is daar nie meer seer kry is nie, net die liefde. Anoniem skryf op 'n stadium, mense het liefde nodig, veral wanneer hulle dit nie verdien nie. Dink maar net aan die liefde wat ons ook van God ontvang. Natuurlik dan 'n laaste aanhaling wat ek so met jou moet deel, is 'n mens is net so goed as dit waarvoor hy lief is. Mag die Here jou seën met die liefde wat hy vir jou het. Mag hy jou seën dat jy nie anders kan as om hierdie liefde ook met 'n honger wêreld te gaan deel nie. Kom ons bid saam. Here ons Here, dankie vir die voorreg om te weet dat U ons oneindig liefhet. Here, ons dink aan Johannes 3 vers 16 wat sê dat U ons so liefhet dat U U enigste seun gegee het. Here, sodat ek wat glo die ewige lewe kan hê. Here, ons dink aan Paulus wat skryf vir die Romeine en waar hy sê dat so ons is meer as oorwinnaars omdat U ons liefhet. Here, en dit oorweldig ons. Help ons tog dat ons iets van hierdie liefde, net 'n stukkie daarvan, ook met hierdie wêreld mag deel. Mag almal wat vandag my pad kruis, iets van U liefde ook in my raak sien. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde dag hê, en mag jy morsig wees met die liefde van die Here, wat ook in jou hart leef.